Goeiemôre. En hierdie pragtige vrou hierso is myne. Dis Ilani. En eendag toe ry ek in Tanzanië en toe sien ek bo op die naamborde in Tanzanië, op die naamborde, op die traffic boards, die groen borde, staan my vrou se naam geskryf. In Tanzanië, oral. Jy sal dit oral sien in Tanzanië, is my vrou se naam. En dit beteken, be careful. En niemand het dit vir my vertel voordat ek getrou het nie. En so toe vind ek uit, ek het 'n Swahili vrou. Anyway, Hamal het dit ook nie geweet nie. Ek kom van Port Elizabeth af, van die vriendelike stad van Suid-Afrika. Kan jy sien, niemand van julle lag nie. Ja, en ek is gebore en getoe daar in Port Elizabeth. En dis waar ek Ilani ontmoet het. Ons het albei groot geraak in Algoa Park. 'n Baie rowwe area. En Ilani het groot geraak in die mooi Algoa Park en ek het groot geraak in die lelike Algoa Park. Ek was 'n groot rasis gewees. Op 16 toe was ek al in die AWB gewees. Elke aand het ons gery deur ons woonbuurt en alles wat swart of kleurling is of wat nie wit is, het ons opgetel en geslaan en buitekant die woonbuurt gegooi. En ek kan vandag reguit daaroor praat, want die Here het my vrygemaak. En ek wonder hoekom die kerk nie die leiding neem vandag nie, want die kerk is nie heeltemal vry nie. Okay. En kan jy sien, had ek nie baie amens gekry nie. En so ek gaan nou vanmôre met julle praat soos ek met my kerk praat. Is dit okay? Ek ken julle nie en miskien gaan ek julle nooit weer sien hierna nie. Maar die punt is, ons wil die woord van die Here doen. Ons wil nie oor die woord van die Here praat nie. Okay, as te veel meetings, as te veel kodessas, as te veel die goeters, is tyd dat daar moet doeners wees van die woord. So ek wil julle uitdaag vanmôre, ek wil hê jy moet ongemaklik voel vandag. Ek het die een amen gekry nie. Ek wil hê jy moet ongemaklik voel vandag. Ek gee nie om hoeveel vliegtye jy al gevlieg het nie. Vanoggend staan jy voor 'n splinternuwe runway. Het maak nie saak hoeveel vliegtye 'n pilot al opgestyg het nie. Het maak nie saak nie. Al wat saak maak is die runway wat reg voor hom is. So jy kan al op die kortste runway opgestyg het, jy kan op die langste runway opgestyg het, maar al runway wat saak maak is die een wat reg voor die pilot is. En vanmôre maak dit nie saak hoeveel jare jy al die Here dien nie. Ek is al 25 jaar 'n pastoor. Dit maak nie saak nie. Ek bewe nog steeds as ek in 'n kansel staan. Want ek gaan nog steeds voor God moet staan vir wat ek met julle deel. So het maak nie saak hoeveel jare jy die Here dien nie. Het maak nie saak vir hoeveel mense jy preek nie. Het maak nie saak of jy 24 uur 'n dag luister na preke op TBN nie. Op die einde van die dag maak dit saak. Wandel jy in die roeping van die Here op jou lewe? Okay, so ons begin vanmôre by Hebreërs 5 vers 12. En so tussendeur sal ek ietsie oor myself sê, maar ons wil eintlik meer oor Jesus praat vandag. Is dit okay? So Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Kom ons begin daar vanoggend. Ek hoor niks Bybelpapiere nie. Wat gaan nie aan? Okay. So ek het 'n swart kerk en my van is landman wat beteken boer. Okay? En van dat ek gered is ek net tussen die Engelse. So vandag is dit die eerste keer in 20 jaar wat ek in Afrikaans preek. En so julle gaan my moet genade gee. Okay, maar ek weet julle almal kyk Engelse TV, so julle is okay. So ek was in Queenstown gewees vir 15 jaar. En Queenstown is a preacher's graveyard. Ek was die 15de predikant in 30 jaar. En ek was daar vir 15 jaar. My buurman het, net om julle te vertel hoe erg het geraak het, my buurman het iemand gehuur vir R25,000 om my vrou dood te maak. Hy was wit. Net die konteks gestel. En om my vrou dood te maak.
Ek het gewerk by die gevangenisdiens in Sada. Het jy al ooit van daai plek gehoor? Is in Suid-Afrika, glo dit of nie. In Sada, in die ou Suid-Afrika, was dit die South African Development Association. En die ou regering het swart mense gevat van Fort Beaufort, van Queenstown, en het hulle tussen die berge gegooi, en daar het hulle dan modderhuise gebou. Al die huise is omtrent so hoog. Jy moet op 'n drom staan om jou huis te bou. So al die huise is omtrent so hoog. En het hang af, as dit nou Tonna se huis was het nog laer. Maar so het hulle die modderhuise, en toe neem die regering my in diens, en hulle stuur my na die plek toe. Ek was die enigste wit ou wat in diens geneem was in Oos-Kaap, en hulle stuur my na die plek toe. En ek is die enigste wit ou in die plek. Ek het nie geweet waar Sada nie. En dit is 40 kilometer buitekant Queenstown. En daarso het ek my brood en melk in die lokasie tussen die modderhuise gekoop. En ek klim toe eendag op 'n berg daar, en ek bid, en ek sê, Here, hoekom het jy my hier na toe gebring? Wat moet ek hier kom doen? 'n sendingstasie bou, whatever. My vrou en my kinders is in Port Elizabeth, want ek het nie geweet waartoe ek gaan nie, toe gaan ek my eerste. En toe ek daar van die berg afklim, toe sê iemand vir my, daar's 'n oproep vir jou. En toe sit ou pastoor Rykie Steyn. Toe was hy die opsiener gewees. Toe bel ou Rykie my en hy sê vir my, Queenstown gemeente is vakant, ons wil jou graag daar plaas. En toe sê ek, okay, kom ek gaan bid. Toe gee die Here vir my Jesaja 41, ek sal jou lei by die regterhand. Jy sal soek vir jou vyande en jy gaan hulle nie vind nie. Ek het gedog, wat 'n great vers om te hê, as ek nou hier ingaan. Ek gaan mos alles oorwin. Jy gaan jou vyande soek en nie vind nie. Min het ek het verkeerd gelees. Ons lees altyd tot ons eie voordeel, né? Ons dink nooit wat die Here wil doen in ons. Ons dink altyd wat is tot ons voordeel. Meantime het die Here vir my gesê, ek gaan jou so grind, totdat jy is wat ek wil hê jy moet wees. Ons like dit nie. Ons like nie om te hoor hoe die Here jou gaan grind nie. Want daai jaar, toe kom een van die ouens in die kerk, en hulle beskuldig my dat die kerk se geld gesteel het. Ons is 20 mense in die kerk, hoe baie geld kan jy steel? Anyway, hulle beskuldig my dat die kerk se geld gesteel het. En ek sê vir hulle, right manne, kom ons maak die boeke oop, Saterdag. Ek ry van Bloemfontein af, ek het gestudeer by Vrystaat Universiteit. Ek huil vir 4 ure lank oor hierdie ding, want my integriteit hou ek nie van om bevraagteken te word nie. En toe ek daar so kom, toe sê ek, right manne, kom ons maak die boeke oop. Maar nou het jy klaar gehuil voor die Here. Jy gaan huil nie voor jou vyande nie, voor Baal en al hierdie goeters nie. Klaar gehuil voor die Here. En nou praat jy met die autoriteit van die Here. En daar so daai dag, toe kom dit uit, dat niemand van hulle gee eers tiendes nie. Nou waar het jy die reg om te praat oor die geld van die kerk? Jy gee nie eers nie. Jy steel van die Here, maar jy wil kom praat van hier. En no wonder jy beskuldig my om te steel, want jy steel. En toe kom dit op die einde van die dag, dat die manne wil op die kerkraad wees. Toe sê ek, nee, ek dink julle moet vir julle 'n ander kerk kry. Nou dit is 'n gewoonte gewees vir my, ek het baie mense weggejaag van die kerk af. Okay? Want hulle was nie mense van die kerk nie. Hulle was buitekant die kerk wat kerk toe gegaan het. Verstaan jy wat ek sê? In ander woorde, nie almal wat in die kerk sit, is die kerk nie. Okay? Nie almal wat in die kerk sit, is die kerk se liggaam, is die liggaam van die Here Jesus Christus nie. En nie almal agter 'n preekstoel is geroep van die Here af nie. Verstaan jy wat ek sê? So, ons leef in 'n tyd waar ons alles moet terugvat na die woord toe. Ons moet met alles teruggaan na die Bybel toe. Daar is nie 'n gesproke woord van die Here buitekant die woord van die Here nie. Dit is net die woord van die Here. En dis hoekom ons Pinkster is. Dis hoekom ons Pinkster is. Ons is woordgedrewe, Heilige Gees gevulde mense. Dit is wat ons is. Ons is nie gevoelgedrewe, color light smoke machines en donker geverfde kerke nie. Okay? Ons is kinders van God. Ons is die lig. En dit is moet ons leef. So daar gaan ek daar in Sada in. Ek gaan koop my brood en melk daar so tussen die modderhitte en ek stap so een aand in die lokasie en nou moet jy weet, die klein swart luitjies hardloop hier langs my en skree hulle omlongo, omlongo. Dit is die Xhosa woord vir wit man. Maar anyway, en so daar so en ek kan nie Xhosa praat nie. Okay, ek het net geoefen om my tong so te trek. En ek het daar so gewerk en ek het binne in die tronk en daar was die Ciskei Xhosas, daar was die Transkei Xhosas en daar was die Suid-Afrikaanse Xhosas. En hulle het mekaar nie gelike nie.
En hier kom gooi die Here 'n whitey in die middel van hulle. En hier so hierdie whitey, en hulle trust my nie, en hulle gooi my buite by die hek. Ek moet by die hek werk. Okay? En dis die wonderlikste plek van alles, daai hek. As 'n hele hek met 'n boom, alles, maar reg rondom die hele tronk is daar nie 'n heining nie. Vang jy? Okay, hulle het dit gevang. So hierso staan ek in die middel van nêrens by 'n hek, en my job is om die hek oop te maak terwyl die mense om die hek loop. Hulle het my nie getrust. Okay? En so nou hierso vra ek vir die Here, wat moet ek nou hier doen? En die Here sê vir my, plant gras. Dit klink so stupid. Maar as jy verstaan hoe hierdie plek lyk, elke jaar in Suid-Afrika, nou ek weet julle ouens ken nie sneeu nie, maar elke jaar in Suid-Afrika sneeu dit daar. En nou en 'n dag toe ek met my kerkraad daar omgery, nou my kerkraad te wys my getuienis. En toe vra ek vir hulle, nou wat dink julle van hierdie plek? Ha, is nou vandag, dit is somer mense, dit het gereën, dit was reenseisoen. Dit het niks gereën nie. Daar is nie 'n groen stukkie gras daar nie. Dit is net sand. Okay, sommer bedroef en depressief. En daar het ek gewerk vir 3 jaar. En my gras het mooi groen gegroei en my blomme geplant en almal het lunchtime kom lê en slaap op my gras. En toe hang ek 'n dartbord op, toe begin almal darts te kom speel met my. Die volgende oggend toe vra hulle vir my, het jy license? Toe sê ek ja. En toe sê hulle, wil jy nie ons polisievan ry vir ons met ons bandiete nie? En so toe leer ek die hele Transkei Ciskei ken, soos ek in die berge oral rondgery het. En so het ek oral getravel, en ek weet nie, ken julle 'n plek met die naam van Lady Frere in die voormalige Transkei nie. Daar in Lady Frere het ek die lekkerste vetkoeke geëet. Ek moes ophou vetkoek eet, want ek was oor 100 kg gewees. En dit was wonderlike tye waar die Here ons gegrind het en geshape het, daai 3 jaar. En toe kom Queen's College Boys High School. Iemand het al van hulle gehoor? Is die beste skool in die land as jy nog nie van dit gehoor het. Maar Queen's College Boys High School, 166 jaar oud, hulle het gister hulle reunie gehad. En die skool kom na my toe en hulle vra vir my, sal jy nie vir ons berading kom doen nie? En ons gaan jou in diens neem. En nou moet ek klaarmaak by die gevangenisdiens. En ek bid en ek vra, Here, wat moet ek nou sê? Ek kan nie vir die ou ja sê nie. Onthou, hulle het my gevra, ek het gegaan vir 'n interview, en net voor ek vir die interview gee, dink ek, okay, miskien 'n goeie idee, kom gee die ou my CV, dan gaan hy my nie wil hê nie. En gee my CV, en hy besluit, nee, hulle wil my hê vir 'n interview. En hy sê, Vader, wat gaan ek nou daar sit en praat, as jy nie vir my sê, wat, en die volgende oomblik sê die Here vir my 'n skrif in 1 Samuel, hy sê, ek gaan vir jou sitplek gee tussen die prinse, ek gaan jou uitlig uit die ashoop uit. Ek vertaal nou van Engels af. En hierso kry ek toe die werk by Queen's College Boys High School as hulle berader. En daarso het ek 13 jaar gewerk, terwyl ek die kerk geran het in Queenstown, en in daai 13 jaar, toe het ek een van die vice principals geword van die skool, hoof van graad 12, hoof van lewensoriëntering en bemarking en allerlei goeders gedoen. Maar dis die wonderlike ding, ek het nog nooit onderwys geswat nie. Ek was onderhoof van 'n skool, een van die oudste skole in die land, en ek het nog nooit onderwys geswat nie. Jy sien, as die Here jou roep en jy wandel waardig die roeping wat op jou lewe is, gaan dit nie oor jou kwalifikasie nie. En ek was daar vir 13 jaar gewees, hoof van graad 12, al die staatsvergaderings bygewoon, niks is weggesteek nie. As ek gegaan het na die onderwysdepartement toe, en sê hulle vir my, good morning pastor, daar was niks weggesteek nie, alles was oop en bloot, en hulle het geweet, almal het geweet, as hulle al advies hê oor graad 12 se prosedures, dan kom hulle na Landman toe. En so het ek 'n verhouding gebou met die universiteite, Universiteit van Port Elizabeth, ek het nou probeer dink aan die name, Vrystaat Universiteit en Rhodes Universiteit, en toe ontmoet ek met professor Jonathan Jansen by Vrystaat Universiteit. En hy kom so ingestap aan sy kantoor met sy das wat hier onderhang, en hy kou sy kos so, en hy sê vir my, hey boertjie, wat doen jy tussen die souties? En toe begin ek en hy 'n verhouding. En hy betaal vir al my staf, en laai hulle in 'n bus, B&B, en hulle het 'n verhouding gebou met al die dekane van Vrystaat Universiteit.
Maar anyway, so het ek verhouding met die universiteite gebou en verstaan hoe die universiteite werk en hulle behoeftes en ek was bevoorreg gewees omdat ek wat mense hierdie goeters career guidance gedoen het ek na al die universiteite geluister, so ek kon al die behoeftes sien en so aan. En toe die Queenstown gemeente gaan toe die heeltyd om my. En toe besef ek Jesus is die senter van die kerk, nie ek nie. En toe besef ek my tyd hardloop nou uit hierso. Ons het nou klaar die nuwe fondasie gelê van die kerk, ons moet nou gaan. En toe gaan die gemeente in Elim wat reg langs die Universiteit Pretoria is wat werk met studente, toe gaan die gemeente oop. Maar nou intussen ry ek Messina toe want ek weet die Here sê ons moet gaan. Nou ry ek Messina toe vir 'n interview. Ek preek daar in daai kerk, maar toe ek daar by daai kerk kom is 'n aandiens. Ek sien Here, jy het ons hierna toe geroep. Maar okay, ek gaan preek vanaand. En ek preek 'n vicious message. Soos julle kan sien, skryf ek my boodskappe neer, né? Ek wil dit voel. En ek preek 'n vicious message en die hele kerkraad kies my. En ek sê vir pastoor Tini, nee, is nie ek nie. En die nuwe pastoor kom aan en die nuwe pastoor bou 'n nuwe gemeente en ek dink, ja, Here, imagine, ek sou 'n struikelblok gewees het vir dit. Nee, en toe word ek uitgenooi om te preek in 'n plek met die naam van Cullinan. Ek weet nie eers waar dit is nie. Ek kom van die Oos-Kaap af, mense. Ek was nie deel van die groot trekkie. Nee, en ek kom hier bo in Cullinan en ek sien vir die eerste keer in my lewe 'n maplotter. Ek kyk vir my vrou kyk vir my, kyk, dis 'n maplotter. Ek dink dit was 'n movie op die TV, die maplotters. Nee, en daar so sien ek 'n maplotter vir die eerste keer. En ek stap in die kerk in en die Here sê vir my, jy hoort hier nie. En ek vra vir die mense in die kerk, is daar 'n predikant hierso? En daar steek 2 of 3 hulle hande op. Ek sê nou, hoekom het julle my genooi? Maar ek is nou hier, kom ek preek. En ek het klaar gepreek. En eendag, toe word ek uitgenooi na Elim toe. Nou van 2008, julle onthou 2008, toe al die wit boere uit Zimbabwe uitgejaag is. En van 2008, toe was ek nuuskierig, is dit die waarheid, want ek vertrou nie die TV nie. Daai jare van dat jy die TV kan vertrou en die apteker is verby, né? Jy kan nie meer die apteker en die TV vertrou nie. So ek gaan toe iemand kom na my toe en vra ons kan timeshare hê, wil jy saam gaan? Ek sê waartoe? Hulle sê Durban, Kaapstad of Kenia. Ek sê okay, ek wil Kenia toe gaan. En ons klim in die kar en ons ry Kenia toe. Ek het nie geweet waartoe ek ry nie, mense. Ek ry toe in Zimbabwe in. Ek ry deur al daai moeilikheid in Zimbabwe en deur Zimbabwe en ek het niks oorgekom nie. Toe was petrol R30 'n liter. Toe was Coke R30 'n blikkie. Coke gewees. En toe wys die Here vir my wat gebeur in Afrika. Al die pad op tot in Kenia. Toe ry ons tot op die ewenaar. En van toe af doen ek dit elke jaar. Elke Julie maand ry ek Kenia toe om Suid-Afrikaners bloot te stel in Afrika. Want as jy 'n grenspos kan handle, dan kan jy enige iets handle. As jy Tanzanië se grenspos kan handle en as jy die toilette in Tanzanië kan handle, die toilette daar is net 'n gat in die grond. As jy dit kan handle, okay, dan kan jy die toekoms van Suid-Afrika handle. Dit was 'n grappie. Maar op die einde van die dag toe ek dit begin doen en toe stap ek in Elim gemeente in. En toe ek instap in Elim gemeente, toe is 50% van die kerk van alle Afrika lande. Toe ons in daai kerk instap, toe voel ek sommer tuis. Ek is by my huis. Okay. Al hoekom ek 'n das dra vandag is vir julle. Ek is toe tuis. Ek is in my huis. En daar kom die Here vir ons wys, alles wat jy van hou, moet jy ophou van hou. Ek hou nie van doetjies of streepies hemde nie. Ek sien julle pastoor het 'n streepies hemde. Ek hou nie van streepies hemde. Ek hou van plain hemde. Toe sê die Here vir my, nou gaan koop jy doetjies hemde. Nou gaan dra jy goeders wat jy nie like nie. Nou trek jy goed aan wat jy nie like nie. Nou dra ek doetjies op my kouse. Nou dra ek strepe. Ek trek klere aan wat ek nie normaalweg sal aantrek nie. Ek hou van 'n das. Ek is lief vir 'n das. Ek sal 'n das in slaap. Okay. Nou moet ek 'n Afrika hemp dra wat ek voel soms so kaal, naak, né, en al hierdie goeders. En so die Here my verander. Hy het my gechange. Nou,
Ons gaan kuier een aand by 'n paar Keniane, mense van Kenia af in ons kerk. En in Kenia noem hulle pap ugali. En in Kenia vat hulle die pap en hulle maak 'n bolletjie met hom en dan maak hulle 'n gat in die middel en dan skep hulle die kos met daai gat. En eet jy die pap en die kos so saam. En ons gaan eet by die mense. Hier verstom my vrou my. Sy vat die pap met haar hand, sy rol dit, sy druk 'n gaatjie in. Sy skep dit so op. Hy Kenia mense se oë is so groot. Sy sê nee, wat sit weg die messe in die virke. Nou force my vrou my, nou moet ek my hande ook vuil maak. Maar anyway, maar as nog steeds sekere goede wat ek weier om te verander. Soos byvoorbeeld in Januarie toe was ek in Swaziland. En in Swaziland is 'n baie nice land. En nou kom die predikant na my toe en sê vir my, is bid hier vanaand, jy moet vir 'n uur preek. Okay, preek ons vir 'n uur. Nee, die volgende dag kom ons by 'n predikante meeting. Hulle sê vir my, jy moet so 3 ure preek. Ek sê, okay, preek ons so 3 ure. En die volgende Sondagoggend, toe sê hulle vir my so 2 ure. Okay, so 'n bietjie minder dan. Preek ons weer 2 ure. Ek sien julle raak stil as julle ge-worried oor vandag. Maar toe kom, terwyl ek nou die hoender so lekker sit en eet in die reis, toe kom sit hulle daai groen afval voor my. Grasgroen afval. Hy bok is nou net geslag. En toe kom ek agter, daar's 'n deel van my wat nog nie gesterf het vir die Here. Toe draai ek maar om en ek gaan was my hande en toe ek terug is die afval ook weg. So miracles still happened. Maar anyway, so dis net so 'n stukkie van ons lewe. Ek glo die meeste van my tyd spandeer ek van 'n Maandag tot 'n Saterdag. Soos gister was ek by die kerk tot was dit 6:00 of iets gisteraand. So Maandag tot Saterdag is ek by die kerk, of ek is in die strate, of ek is ergens besig. Sondag is die minste wat ek doen. Sondag is die minste wat ek doen. Ek gaan jou nou my Sondag vertel. Op 'n Sondag, 1 keer 'n maand, preek ek by 'n Ghanese kerk wat ons begin het in die middestad van Pretoria. Dit is 7:00 in die oggend. 9:30 is dit ons normale diens. 12:00 is dit Bybelstudie. 4:00 is dit my studenteraad en 6:00 is dit my aanddiens. En dan kom ek so Sondag aan 10:00 by die huis. Jy moet fiks wees vir die woord. So as jy nog bekommerd oor vandag. Maar anyway, so dis 'n normale Sondag. 'n Normale Woensdag in Queenstown was gewees 7:00 by die polisiestasie, 10:00 by die tronk waar ek 300 disippels gehad het in die tronk. Dan ry ons Cathcart toe wat 60 kilos verder is en daar in Cathcart en praat ek met al die drug rehabilitation ouens by die drug center. En dan ry ek terug Queenstown toe en dan gaan ek na die hospitaal want ek was die kapelaan vir die hospitaal. Ek het gegaan na die manager van die hospitaal en gesê jy het nie 'n kapelaan hier wat omsien na jou mense se geestelike toestand nie. Ek wil graag volunteer. Toe sê sy, okay, nee, is great, jy kan dit doen. Toe sê kan ek 'n name badge ook kry. Okay, toe gee sy vir my 'n name badge ook. So, toe is ek nou die kapelaan van die privaat hospitaal, Life Hospital van Queenstown. Jy sien, die Here het vir ons die mandaat gegee. Nie die mens nie. Okay, as die Here die deur oopmaak, is hy oop. As die Here die deur toemaak, is hy toe. Okay, so hou op verskoning sê. Hallo? Okay. Kom op, hou op met jou verskonings. Die Here het jou geroep, die Here wil jou gebruik en jy het verskonings. Okay. Dit is my bottom line, is dit nie? Ons hardloop weg. Ons is runners, is dit nie? Ons het van Nederland, Duitsland afgehardloop tot in die Kaap en toe kom die Britte, toe hardloop ons na die Oos-Kaap en toe kom die Xhosa Wars en toe hardloop ons met die groot trek en nou hardloop ons Australië toe. Ons hou net nie op hardloop nie. Verstaan julle wat ek sê? Ja, so kan ons nou ophou hardloop en die bil by die horings vat. Verstaan julle? En toe ons nou hier in Pretoria kom, en toe gebeur daar xenofobia vure wat brand in Pretoria. Nou ek gaan soek die moeilikheid soek vir my. Okay? En toe gaan ek daar na die xenofobia fires toe, en toe vra die mense vir my, sal ek dit mediate? Toe bring ek die politici, die DA en al die NGO's in die kerke van Pretoria as 'n middestad bymekaar en ek leer toe vir hulle dat die kerk kan goeders doen wat die politici nie kan doen nie. Die politici mag nie shacks bou nie, maar jy kan nie boumateriaal vir my gee en ek sal dit gaan aflewer. Verstaan jy? En so, maar toe gaan loop ek nou in Marabastad. Wie van julle ken Marabastad? Ken ons 'n paar hande.
En jy sien as wit mense Marabastad ken, dan hulle weet waar om die specials te gaan soek. Maar anyway, toe gaan loop ek deur Marabastad en ek ontmoet, daar's al 144 winkels in die shopping center, en ek ontmoet die moslim eienaars. 2020 Januarie, toe kom die moslim eienaars na my toe en sê, Pastor, will you come and work for us so that you can revamp our shopping center? Ek het 'n meeting in een of ander Elephant Hotel gehad daar in Pretoria Wes, waar hulle vir my sê, Pastor, we want to employ you, come and work for us. Dis moslims, geharde moslims en hindoes, sê vir my, Pastor, kom jy in die kerk en vra hulle weer, wat is jou naam? Anyway, so, maar gelukkig toe gebeur COVID. Maar toe het ek nou nie daar vir hulle gaan help nie. Maar ek vat mense, en dan gaan eet ek in Marabastad, en ek gaan stap met mense deur plekke wat vol crime is, om vir mense te wys, as die Here vir jou die deur oopgemaak het, gaan niks met jou gebeur nie. En as iets met jou gebeur, is dit die deel van die Here se plan ook. Want hy is God almagtig en hy is in beheer. Jy en ek moet net gaan. Ons moet net doen. So, toe gebeur die Kongolese protes by die UN. En iemand vra vir my, wil jy nie kom help nie? Toe dink ek weet nie waarvoor ek gaan help nie, kom ek gaan loop daarna toe. Toe het ek 'n meeting met die United Nations, en net voor ek ingaan by die United Nations, toe gaan ek daar in Brooklyn, op die sypaadjie waar al hierdie mense bly, en ons gaan tel hoeveel mense is hier. Toe is al meer as 800 mense daar. En ek sit in 'n interview. Dames, ek het 'n skok van my lewe ontdek daai dag. Elke vrou wat ek vra, hoeveel kinders? 6, 8, 12. As 'n vrou minder as 6 kinders gehad het, dan vra ek vir haar hoekom. Dit was die tendens gewees. Daar was 800 mense op hy sypaadjie geslaap. En ek het hulle geïnterview, en toe gaan ek in by die United Nations, en toe die United Nations vra ek vir hulle, het julle al ooit met die mense gepraat? Toe sê hulle, nee, die mense is violent, die mense is so erg, hulle beklei. Toe sê ek, maar ek kom maar nou net daar uit. En toe kom ek agter hoe die United Nations 'n mooi gesig hier in die publiek wil hê, maar hy vernietig eintlik lewens. En so nou, toe kon ek die anti-kris in aksie sien. Maar toe het ons so betrokke geraak met al hierdie goeders, oral waar die Here die deure oopgelaat. En dis waar ek geleer het. Jy hardloop nooit weg van konflik af nie. Jy hardloop in konflik in. Nou, my van is landman, ek julle gesê. Ek weet nie of julle enige famous landmans ken nie, maar my oupa grootjie is Karel Landman. Weet jy of julle weet wie is dit nie? Dis die tweede in bevel van Bloedrivier. Hy was die ou wat gekom het met die idee van die laar. Want hy het dit in die Oos-Kaap ook gedoen, die laar. En so hy het gekom met die idee van die laar, en dis hoekom ons die Bloedrivier oorlog gewen het. En so dis Karel Landman wat dit gedoen. So as jy na die Voortrekker Monument toe gaan, dan gaan jy sien Karel Landman se naam is tweede op die lys. Hy is onder, is dit Piet Retief. En so vir een of ander rede hou die Vryheidsfront geweldig van my. Ek weet nie hoekom hou hierdie Vryheidsfront ouens so baie van my nie. Maar ek het 'n wonderlike man ontmoet, Oom Sakkie. Oom Sakkie is die chair of chairs, is die voorsitter van al die voorsitters van die Pretoria. En ek en Oom Sakkie gaan nou Dinsdagoggend gaan ons lekker gebakte brood saam eet. Maar dan vra hulle vir my, kan hulle die kerk gebruik vir meetings? Ek sê kom, gebruik die kerk. Oranje, wit en blou vlag hang all over my kerk. Maar kom, gebruik het. Han vra die DA, kan hulle my kerk gebruik? Ek sê kom. Han vra die EFF, kan hulle my kerk gebruik? Ek sê ja, jy breek net niks. En so die ANC was die worst van almal gewees. Hulle fight sommer binne in die kerk. Maar ek het almal toegelaat, en so het ek elke politieke party geleer ken. En weer 'n keer, ons hardloop nie weg van moeilikheid nie. Ons hardloop in dit in. Met ons vorige verkiesings het ek elke party op die verhoog gehad. Elke party, nie op 'n Sondag nie. Sondag is worship. Op 'n Vrydag aand. En ek het vir elkeen gesê, vertel ons nou wie is julle. Man, hulle het beklei. Hulle het van Action SA het van daai banke afgehardloop na die DA toe daar, en die EFF en die ANC. Hulle het beklei met die mond bedoel ek. En so aan. Toe hulle klaar beklei het, toe sê ek, man, ek is so impressed met julle. Ek kan nie wag tot die verkiesing verby is, dat ons almal kan saamwerk nie. Niemand het daarin gedink nie.
dat ons gaan moet saamwerk na die verkiesing. Jy kon 'n spel drop, né? Toe sê ek vir hulle, okay, kom ons sluit nou met gebed. En so het die Here my guns gegee onder die politici, en ek kies nie politiek se kant nie, ek beïnvloed politici. En so het die Here ons gehelp, ek kan julle besig hou vir ure met baie dinge wat ons gedoen het in die stad. Hoekom? En die predikant het eendag gesit in 'n predikantsvergadering, toe sê hy, but we don't have the mandate to tell politicians what to do. Toe dink ek, nee my maat, die Here het my geroep. Ek sal gaan waar die Here die deur oopmaak. En dis hoekom jy as kind van God, die Here het jou siel gered, nie omdat hy niks gehad het om te doen nie, maar hy het 'n doel vir jou. Okay, so, daai was die intro, is julle reg vir die ander 3 ure? Okay, kom ons lees van vers 12 af. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is 'n onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Maar kom ons gaan weer na vers 12 toe. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Ons is bevoorreg vanmôre. Nou ek is half blind. Ek kan julle sien daarso, maar ek weet nie wie dis daarso nie. Okay, so dis hoekom kyk ek maar so af as jy my sien. Ons is bevoorreg om vanoggend in die teenwoordigheid van God te sit hierso. Nie net enige God nie, maar die almagtige God wat hemel en aarde geskaap het. Ons sit in sy teenwoordigheid vanmôre. Hy is die begin en hy is die einde. En daar is geen ander God behalwe hom nie. Hy is die almagtige God. En dit is vir hom wat ons leef. En hierdie almagtige God vergelyk met niemand anders nie. Niemand kan in sy skade weerstaan nie. Niemand kan in sy voetspore staan nie, want hy is God alleen. En hierdie almagtige God het geleef ver voor tyd. Hy het niemand nodig nie. Hy is nie 'n ou man met 'n grys baard wat desperate is vir jou en my nie. Hy is nie 'n ou man wat desperate is dat ons vir hom aandag moet gee nie. Hy is nie 'n ou man wat desperate is wat net wens dat iemand sy seentjie wil aanneem nie. Hy is God almagtig wat jou en my asem nou uit ons longe uit kan wegvat. Hy is die almagtige God wat elke koning aangestel het en elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus God is. So hy doen soos wat hy behaag, want hy is God almagtig. En ek en jy staan vanmôre in die almagtige alomteenwoordigheid van hierdie God. Hy kan jou en my se longe nou leegmaak. Hy kan ons bloedsirkulasie nou stop. Jy kan Dischem toe gaan en pille drink soveel as jy wil. As hy sê dis verby, dis verby. Okay, want hy is God. Hy is op die laagste punt in die aarde en hy is op die hoogste punt in die aarde. Waar is die laagste punt op aarde? Die Mariana Trench daar in die ooste. Die hoogste punt op aarde, Everest. Hy is oral. Weet julle dat hulle self skulpe bo op Everest ontdek het? Nee, want die wêreld was onder vloed. Hy is oral. Hy is God almagtig. En hy is in totaal en alle beheer. Nou die wonderlike ding is, hierdie lewe het hy en vir my en jou gegee. Hy het besluit uit sy alom teenwoordige wysheid, het hy besluit, hy, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die drie enige God, het besluit voor tyd gebeur het, ek gaan vir Dani van 'n Westhuizen skape. Okay, ek gaan hom saam brei, is dit? Of is dit vorm? Ek gaan hom vorm in sy ma se baarmoede. Het is nie jou ma en pa wat besluit het nie, het is God wat besluit het om jou te vorm in jou ma se baarmoede. En die almagtige God
verloor ons so maklik, omdat ons gewoond is aan godsdiens, al die goeters, ons is gewoond daaraan, so ons verloor so maklik fokus van daai almagtige God, wat jou voetspore beplan het, nog voordat jy gebore is. So, die almagtige, alwetende God, en jy en ek is stof, dis wat die Bybel sê, stof, en dan sê Jesaja, en ek gaan dit in Engels sê, klink beter in Engels, Jesaja says, he gathers the dust of the earth in a basket, en ek en jy is stof, dink aan, ek sien hierdie rooi kappie, la, met 'n mandjie, hy sit al die stof by mekaar in 'n mandjie, die Bybel sê in Jesaja, hy bring al die waters van die aarde by mekaar in die holte van sy hand. Dit is daai almagtige God in wie se teenwoordigheid ek en jy vanmôre is. Nou jy weet, om iets te vrees, is daar 2 karaktergoeders wat jy nodig het, 2 karaktertrekke. Nee, daai ding moet sterker as jy wees, nee, en daai ding moet teenwoordig wees. Of jy nou glo in die boogeyman onder die bed, hy's sterker in jou kop en hy's teenwoordig, dis hoekom jy vrees, nee. Maar as daar nou 'n leeu hier instap, dan gaan ons almal hardloop, right? Okay? Ek dink hy maar ouens gaan stil staan. Nee, ons almal gaan hardloop. Maar as daai leeu hier inkom, gaan ons hardloop. Maar as ek dieretuin toe gaan, is ek nie bang nie. Hoekom? Hy's teenwoordig, maar hy's nie sterker as ek nie. So een van die karaktertrekke is weg. So as daar een karaktertrek weg is, dan is daar nie vrees nie. As al 2 karaktertrekke daar is, dan is daar vrees. My God is die almagtige God. My God is die alomteenwoordige God. Maar my God is die alwetende God. So hy is al een wat gevrees moet word. En dit is waar ons moet kom op 'n plek. Ons moet terugkom by die vrees van God in ons lewens, sodat ons 2 keer dink voordat ons leef vir sonde vlees in die wêreld. Want ons moet leef volgens die roeping van God op ons lewe. Nou ek is 'n boring Christen. Ek glo maar net in die Bybel. Okay? Ek het nie regtig 'n Callalite of ek het 1 Callalite in my kerk, né? So pinke. Hy's daar agter die kruis. Ek sien julle het 'n rooie. Né? So ek is nie in daai, want toe ek ongered was, in my vlees gelewe het soos 'n hond vir die wêreld, toe ek ongered was, toe het ek discos toe gegaan. En die discos was swart geverf en ons het Callalites en smoke machines gehad. Vandag lyk kerke soos discos toe ek daai jare was. Okay? Ek soek die woord van die Here. Ek soek nie vir 'n kerk wat Callalites en smoke machines het wat die Heilige Gees probeer vervang nie. Die Heilige Gees is nog steeds dieselfde. Die almagtige God is nog steeds dieselfde. Die Here red siele nog steeds dieselfde, want hy het dit besluit voor die skepping van die aarde, hoe gaan hy dit doen? En hy het voor die skepping van die aarde besluit om sy seun in 'n maagd in te stuur. En sy seun het in 'n maagd ingekom en sy het geboorte gegee. God het nie 'n baba gehad nie. God was nog altyd daar. En dis hoekom hy die almagtige God is wat in beheer is. Kan ons net terugkom na die almagtige God toe, die God van die Bybel, nie die God van ons imagination nie, nie die God van ons gevoelens nie, nie die God van ons redenasie nie. Kan ons net uit die middel uitkom asseblief en laat Jesus die middelpunt is en laat hy die fokuspunt is. En jy sien wanneer dit so is, dan gaan ek nie hardloop vir depressiepille nie, dan gaan ek nie hardloop vir vitamines nie, dan gaan ek nie rondhardloop vir allerlei goeters nie, nee, want hy is my hoop en my hoop is lewendig. My hoop is nie my gevoelens nie, my hoop is 'n persoon en sy naam is Jesus Christus. Die waarheid is nie my opinie nie, die waarheid is 'n persoon. En of ek glo in hom of nie glo in hom nie, dit verander nie die waarheid nie. So ek is nie so belangrik soos wat ek dink ek is nie. Verstaan julle? En as ons net tot op daai punt kan kom om te besef dat daai God wat hemel en aarde geskaap het, het voor die skepping van hierdie hemel en aarde besluit dat ons gaan vandag saam wees in die vertrek. Het staan in Efesiërs 1. Daai God het dit besluit. So of jy nou hierso wil wees of nie hier wil wees nie, of jy nou van my like of nie van my like nie, daai God het besluit jy moet vanoggend hier wees vir die klein boodskapie wat hierdie boer vir jou moet gee. So,
Kom ons kom terug by daai God. Hy herken, Abraham, ek like vir Abraham. Abraham praat met Jesus Christus. En hy sê vir Jesus, ek weet ek is stof, mag ek praat? En dan kom ek en jy hierso, en ons praat van Jesus asof hy ons gabba is, ons chommy. Ek gebruik my ou straattaal nou. Ons praat van Jesus asof ons met hom kan kuier wanneer ons wil. Ons sal bid wanneer ons so voel. Ons sal gee wanneer ons wil gee. Ons sal jou dien soos ons. Nee, daar bestaan nie so ding nie. Onthou julle Aaron se 2 seuns? Hulle moes offer gegee het op die altaar, en toe gaan gee hulle eie offer, soos hulle dit wou doen, en toe verbrand die Here dit. Onthou julle van Ananias en Safira, wat gaan lieg het in die naam van die Here, en bring 'n offer wat hulle wil bring, en God wat dit gehad het nie, en hulle val dood neer. Jy kan nie speel met die almagtige God nie. Ek het nou eendag 'n Facebook ding gesien, waar Cyril Ramaphosa saam met die moslems vir Allah buig. Jy kan nie speel met die almagtige God nie. Okay? So, net so sê ek vir jou, ek en jy, dit is nie goed genoeg om 1 keer 'n week kerk te kom vir 'n uur nie. Dis nie goed genoeg om 'n bietjie liedjies te sing in 'n kerk en te dink dit is worship nie. Dit is nie worship nie. Jou lewe moet worship wees. So ek wil jou bemoedig vanmôre. Ek wil jou laat ongemaklik voel. Daai Christendom aan wat jy gewoond is, kom uit dit uit en kom in die Bybel in. En dan gaan die Here jou challenge. Die Here gaan jou geloof challenge, want jou geloof moet groei in hom. Nie geloof in geloof nie, nie geloof in gevoelens nie, nie geloof in die wêreld nie. Geloof in Jesus Christus moet groei. En daarom moet jy ongemaklik wees. Ek het nog nooit 'n ou gesien wat betaal om gym toe te gaan en dan stap hy daar uit sonder om te sweet nie. Jy betaal om gym toe te gaan om te pyn in die gym, maar jy moan as jy ongemaklik voel by die Here. Die Here het die beste gym, hy gaan jou geloof laat groei. Wat is die mens dat God aan hom kyk? Wat is die mens dat God aan hom dink, sê Psalm 8. Hy het hom gemaak in alle heerlikheid, maar hy het hom minder gemaak as wat die mense sê in Psalm 8. En u laat hom heers oor u werke, sê hy vir ons in Psalm 8. Die Here het vir ons verantwoordelikheid gegee. Nog voor die sondeval het die mens 'n verantwoordelikheid gehad om te werk. En ons moet werk. Maar nou werk ons vir die wêreld en ons werk vir wêreldse goeders en ons werk nie vir die Here nie. Jou werk is jou sendingstasie. Jou werk is nie die plek waar jy geld kry nie, dis jou sendingstasie. Elkeen van ons het 'n roeping. Jy is die lig van die Here Jesus Christus daar waar jy werk. Jy is die lig van die Here Jesus Christus in jou werksplek. Jy bly nie in jou woonbuurt omdat jy 'n nice huis teen 'n nice prys gekry het nie. Jy bly in jou woonbuurt want jy moet die Here se lig wees in daai woonbuurt. Hierdie kerk is nie hierso geplaas deur jou nie. Hierdie kerk is hierso geplaas deur Jesus Christus. Hierdie is die liggaam van Christus en die kerk is veronderstel om hierdie omgewing hierso te verander vir Jesus Christus. So in ander woorde, elkeen van u wat hierso sit vanmôre, jy's nie in die kerk omdat die pastoor mooi lyk nie. Jy is in die kerk want die Here het jou hiernatoe geroep. Jy het nie 'n lidmaatskapklas bygewoon nie. Jy is hier omdat die Here jou geroep het om hier te wees. En dis hoekom in my kerk, nou ek is 'n bietjie snaaks, ek is 'n bietjie onderste bo. In my kerk kom 'n ou in, ek sê nie eers hallo nie. Weet, welkom kaartjie en hy goed. Ek sê nie eers hallo nie. Ek sê kom drink tee saam met my. Ek wil jou 'n bietjie leer ken. Ek gee hom so 'n maand. As hy vir 'n maand kom en sê ek, okay, jy het nou lank genoeg gekom, wat is jou besluit? Wil jy hier wees of wil jy nie? Okay? Want ek soek nie 'n Jona in my boot nie. Hallo? Vang jy wat ek sê? As daar 'n Jona in my boot gaan wees, dan moet ek al my goed oorboord gooi vir survival. Verstaan jy? Ek soek nie 'n Jona in my boot nie. Okay? So, ek gaan jou help dat jy gaan waar jy moet gaan. En as jy 'n moeilikheidmaker is, dan stuur ek jou na die NG Kerk toe. Ek maak nou 'n grappie. Maar net om julle te vertel, in my woonbuurt het ek, die NG Kerk,
die gereformeerde kerk, die hervormde kerk, die Anglikaanse kerk en die Presbyterian kerk, het ons 'n gesamentlike kalender. Soos op Palm Sunday, die week voor Easter, dan gaan stap ons saam met die Anglikane en swing ons palmtakkies rond. My vriend, Father Grant is sy naam. Ek vra vir hom altyd, why do they call you father but you wear a dress? Maar Father Grant, hy trek sy mooiste rooi rok aan op Easter. Maar dan stap ons saam. En dan op die Vrydag, Goeie Vrydag, dan stap ons saam met die NG Kerk om die blok en plant ons 'n kruis. En dan die 9de Mei hierdie jaar het ons Hemelvaartdiens, dan hou ons 'n gesamentlike diens. Hierdie jaar preek die NG Kerk in die Anglikaanse kerk en ek doen die verwelkoming en die hervormers bid en die gereformeerdes lees die Bybel, iets in hy lyn. Maar ons elkeen 'n deel aan die diens. En ek het 'n fees, volgende Saterdag het ek 'n fees aan. Dit is ons kerk se verjaarsdag, maar ons het dit 'n gemeenskapsfees gemaak. Want dit is altyd op 'n vakansiedag, die 27ste April. Soos is Freedom Day, toe sê ek, okay, nou noem ons dit die Freedom Festival. Dan trek ons nou hierdie jaar is al die kerke bymekaar en Radio Kansel is ons, jy sal hoor ons is op Radio Kansel elke week en elke dag word dit afgekondig. En Radio Kansel gaan kom uitsaai by ons kerk. En ek het verlede week ek in die NG Kerk op Radio Kansel gepraat en toe die Anglikane en die gereformeerdes gepraat. Volgende week preek ek en die hervormers saam en vanmiddag praat saam van my studente daar en so aan. So ek bou bande met almal om my, want ek het besef ek kan nie Pretoria verander sonder hulle nie. Maar luister nou, ek het vir julle gesê die Here se guns is oral. Hierdie almagtige God van wat ons praat, sy guns is oral. So ek bel die fisiekanselier van die universiteit, ek wil jou graag sien, dan kry ek 'n afspraak. Want ek weet wie is hy weet wie is ek. Ek bel die hoof van Brooklyn Polisiestasie, sy weet wie is ek. Om byvoorbeeld hierdie fees te hou, moet ek sekere wette nakom. Toe bel ek die hoof van die polisie, toe reël sy, toe kom al die wette van self na. Maar dit gebeur net. Die Here gee vir jou die guns, omdat jy en almal, ek word uitgenooi na die hoof van die polisiestasie, sy vra dat ek asseblief haar man se begrafnis by haar huis kom haal. Sy is 'n Hindoe. Hier kom ek by hierdie huis aan, is net Hindoe goeters oral, en hulle nooi my uit om te kom preek tussen al hy Hindoe gode. En daarso preek ek vir 'n klomp Hindoes in die naam van Jesus. En ek bid vir hulle in die naam van Jesus. Kan jy sien hoekom het die Here jou geplaas in die woonbuurt waar jy bly? Hy het jou nie daar geplaas vir 'n nice lawn, 'n nice groentetuin. Hy het daar geplaas want jy moet die omgewing verander. Jy is sy lig. Iemand het dit vanoggend gebid. Prys die Here met alles wat binne in my is in Psalm 103. Nee? En U het my geken nog voordat U my gemaak het. Nog voordat. Nou, kom aan ouens, kom ons wees nou eerlik. Jy weet nie hoe lyk jy nie. Jy weet hoe lyk jou liggaam, maar jy weet nie hoe lyk jy nie. Jy het nog nooit jouself gesien nie. Want jou gees is hier binne. Ek weet ook nie hoe lyk ek nie. Dis hoekom ons mekaar gaan herken in die hemel. Dankie Here. Nee? Maar dink aan, ons het nog nooit mekaar gesien nie. Jy het net jou liggaam gesien. Waar kan ek en jy vandag wegkruip vir die almagtige God? Waar kan ek en jy vandag wegkruip vir die heilige almagtige God? Daar is nie 'n donker genoeg plek waar my God nie kan sien nie. Jy weet waar is die donkerste plek op die aarde? Is in jou hart. Daai goeters wat jy wegsteek daar. En die Here sien dit als. En die Here sê, ek wil nie hê dat Satan jou moet blackmail nie. Ek wil hê jy moet vry wees. Want wie hy vry maak is waarlik vry. En dan kan jy daaroor praat, want die Here het jou vrygemaak. Ek word uitgenooi om te preek in 'n kerk vir 'n hele week. So ek preek Sondagoggend, Sondag aand, Maandag aand, Dinsdag aand, Woensdag aand, Donderdag aand, Vrydag aand. Net voor ek gaan preek, sê die Here vir my, almal like jou nou, want jy maak mooi jokes, maar niemand het na my toe gekom nie. Wow, slaan die Here my. Hy aand preek ek van Romeine 3 vers 10, niemand soek goed nie, niemand is waardig, God nie, niemand is waardig. En julle monde is oopgrafte en julle tonge is vol gif van slange.
en ek preek die ding. En daai aand kom so 20 mense tot bekering. Die predikant het uitgeloop uit die kerk in die middel van die diens. En na die diens toe sê hy vir my, great results but terrible service. En ek loop rond met skuldgevoelens vir 'n hele jaar lank. 'n Hele jaar slaan ek myself. Ek gaan nooit weer uitnodiging aanvaar nie. Ek gaan nooit weet, ek voel sommer so terrible, swaar. Vir 'n hele jaar, 365 dae. En ek ry oor die Beit Bridge uit Zimbabwe in, en die eerste oproep wat ek kry, is 'n vrou van daai kerk. Hallo. Het het my 'n jaar lank gevat om die guts te kry om te sê, daai aand het jy vir my gepreek. Ek het 'n verhouding met die worship leier van die kerk. Daai aand se boodskap was vir my. En toe lei ek haar na die Here toe. Sy is die vrou van 'n sendeling. Ek lei haar toe na die Here toe. En sy stop toe al die goeders oor die foon vir die volgende paar maande. Jy sien, ons is nie geroep om gelyk te word nie. Ons is geroep om te volg. Ons is gemaak om te volg. Ons is nie God nie. Hierdie heilige God ken die diepste plekke van ons hart. Waarheen kan ek en jy hardloop vanoggend? Net so deur een mens het sonde in hierdie wêreld ingekom, en deur die sonde die dood, en tot ons almal toe deurgedring. Sonde is tot ons almal toe deurgedring. Ons almal is eintlik een in sonde. As absoluut 100% eenheid in sonde. Romeine 3 vers 10 sê vir ons, niemand is regverdig nie. Selfs nie een nie. Niemand soek selfs vir God nie. So hoekom is ek en jy vanoggend dan hier, as nie een van ons vir God soek nie? Godsdiens het ons blind gemaak. Godsdiens het ons dood gemaak. Ek het groot geraak in die NG Kerk. Ek het my kollekte gesteel uit die koevertjie uit, as my ma gesê het ek moet gaan ingooi. Ek het baie leë koevertjies in die NG Kerk gegooi. Nee, ek het gaan rook by die winkel. Ken jy nogal Go Park se shopping center rond? Gaan rook by die winkel totdat die ouderlinge die deure oopmaak, en dan hardloop ek vinnig kerk toe. Laat my ma dink ek was in die kerk. Kerk het my dood gemaak. Godsdiens maak ons dood. Ons ken nie vinnige liedjies, ons ken nie stadige liedjies, ons ken nie liturgie, ons ken dit alles. Dit maak ons dood, want ons het nie 'n verhouding met Jesus Christus nie. Godsdiens maak dood, maar Jesus maak lewendig. So, ons sê 'n sondaarsgebed en ons leef soos heidene. Ek dink, ons is op pad hemel toe en bid net wanneer ons wil, gee net wanneer ons wil en hoeveel ons wil. Ons sing liedjies in die kerk en geboue, en ons maak ons geboue mooi, een keer per week, en ons dink God moet tevrede wees daarmee. Ons kom by mekaar een keer per week in 'n gebou vir 20 jaar lank. Kan jy dit imagine? Ek het 'n ou in my kerk wat van 1965, en my kerk is van 1965, van 1965 daar is. Hy was 2 of 3 jaar oud gewees, en hy's nou nog in die kerk daar. En hy het verlede jaar vir die eerste keer wakker geskrik. Ek vra vir hom, Kevin, vertel vir my, hoe voel dit om nou eers wakker te skrik? Hoe om nou eers 'n Bybelstudie te lei? Nou in my kerk, jy behoort aan 'n Bybelstudie, en dan volgende jaar breek ek 'n hele Bybelstudie op, en dan begin jy jou eie Bybelstudie. Soos verlede jaar het ons 6 Bybelstudies gehad, hierdie jaar het ons 40 Bybelstudies. En elke Bybelstudie moet nou 'n kerk word. So ons kan nie net holy huddles begin oral en lekker kliks maak nie. Dit is nie die doel nie. Die doel is, ons doen Bybelstudie, want julle het dit nou net gelees in Hebreërs 5 vers 12, julle moet al leraars gewees het. Jy doen Bybelstudie hierdie jaar, volgende jaar bied jy dit aan. En die wat dit nie wil aanbied nie, jy behoort aan niks selle. Jy kom nie terug na my selle toe nie. Jy is toegerus, jy moet nou 'n sel begin. Ek het selle in Midrand, ek het selle in Kempton Park, ek het selle in Zimbabwe, want hulle doen dit op Zoom. Okay? Ek het 40 selle all over suiderlike Afrika, soos mense hulle eie families na die Here toe lei. Ons is geroep om hierdie kontinent te verander. Dis hoekom ons gebore is op hierdie kontinent. So vriende, hou op om te werk vir 'n wêreld wat uitgebrand gaan word.
Werk vir ewigheid. Werk vir die ewigheid. So ek wil jou uitdaag vanmôre. Hou op om te fokus op hierdie nuttige goedjies. Hou op om ingetrek te word deur die koerante en die nuus en die TV wat jou energie mors. Hou op om te skree vir die blou bulle. Hou op. Okay? Hou op. Vandag, sad om te sê, want ek is 'n predikant, ek kan dit sê. Sad om te sê, dat daar's nie 'n verskil tussen die kerk en die golfklub nie. Weet jy, ek het gehoor hier's ouens wat hou van visvang. Ons wil bid vir julle deliverance. So, en daar's nie 'n verskil tussen die visvangklub nie. Daar's nie 'n verskil tussen die bestuurskomitees van skole en die kerk nie. Hierdie is die liggaam van Christus. Hierso sit ons nie 'n ou op 'n kerkraad omdat hy kan iets doen nie. Hierso is jy gekies deur God op daai kerkraad te wees. Hierdie is 'n geestelike liggaam. En hierdie liggaam is die grootste liggaam wat God aangestel het om die wêreld te verander. Hierdie is God se plan. Gaan lees Efesiërs 3 vers 10. Efesiërs 3 vers 10 sê, so that God's manifold wisdom could be revealed. Dit is God se wysheid wat ver oggend hierso sit. God vat die foolishness van die wêreld en hy maak dit wysheid. En dis God se wysheid wat vanmôre hier sit. So broers en susters, hou op om weg te hardloop. Kom ons spring in. Ons leer ongeredde mense vandag in die kerk hoe om Christelik op te tree. Ons leer ongeredde mense hoe om Christelike lingo te gebruik. Prys die Here, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Jy weet? En dan leer ons mense om maskers te dra. In plaas van dat mense hulle harte vir die Here gee. My broers en susters, predikante sit vol stres, want die kerk sit vol ongeredde mense wat soos Christene voorgee. Okay, so ek daag julle uit vanmôre. Gaan verby die color lights en smoke machines. Hou op om te hardloop agter populêre media, Christelike media. Ek challenge my mense in my kerk. Die disippels het nie e-salt gehad nie. Die disippels het nie koemboeks gehad nie. Die disippels het nie megakerke gehad nie. Die disippels het net die Heilige Gees gehad. En die woord van God. So kom aan, ek challenge jou. Bestudeer die woord van God. Lees 'n boek elke maand. Lees. Ek praat nie van lees soos die U-mega huisgenoot of ietsie. Ek praat van lees. Kry die woord in jou. Laat die woord uit jou mond uitloop sonder dat jy dit besef. Die woord moet soos lewende water uit jou uitvloei. So go for it. Toe ek ongered was, het ek julle gesê, toe was ek in die discos gewees waar die color lights en smoke machines is. Vandag, ek stap gister, ek het vir ons kerk 'n ander speaker gekoop en ek stap by die musiekwinkel in. En toe slaan dit my net so tussen die oë. Vandag worship mense die musiekinstrumente en nie Christus nie. Want daar het 'n ou ingestap, daar's 'n mooi klavier en hy het begin speel. Maar hy het die klavier geworship, nie Jesus nie. En so ek daag julle uit, kom ons bring ons fokus terug na Jesus toe. Kom kerk, kom ons wees die kerk. Want die woord van die Here sê vir ons in Lukas 18 vers 8, sê Jesus, sal hy geloof vind op die aarde. As hy terugkom, sal hy geloof op hierdie aarde vind. Want die Bybel word getwist, die Bybel word verander, ons volg Christelike idols en Christelike mense op TV en ons volg nie vir Jesus nie. Nou ek is 'n boring Christen, ek volg maar net die Bybel. So ek dare jou, gaan volg die Bybel en sien wat die Here wil doen in jou lewe. Ek wonder op hierdie punt, het jy gedoen wat ek gevra het? Kan jy net daai videoklip vir ons speel? Ek wil julle gou net 'n videoklip speel, want al wat ons doen as kinders van die Here, ons volg net die Here.
Pragtig, is dit nie? So ek kom aan in Elim en ek kom agter die grootste behoefte is, want ek wil mense help. Dis waarvoor die Here daar is. Ons moet mense help. En ek het so 12, wat is dit, 6, 7, 8, 9 sonnaarskoolklasse wat vol ou orgels en ou kerk gemors gepak is. En ek daag haar op as 'n nuwe predikant en ek laat weet al die ander predikante in die streek, soek jy orgels, soek jy gemors, kom, kry, en ons maak die plek leeg. En ek verf al die kamers, die sonnaarskoolklasse, en ek het nou 13 studente wat binne in daai klasse slaap. Ek het nou studente, nou onthou, die universiteit hek is minder as 100 meter van my hek af. En toe bespreek ek 'n behoefte aan. Maar in COVID tyd, toe wil ons kos gee vir mense, want ek voer omtrent 100 mense per maand. En ek wil kos gee vir mense, maar kos is duur. En jy moet elke keer geld gaan bedel en discounts negotiate en so aan. En julle ken Butterfield Bakeries. En die eienaar van Butterfield Bakeries sê vir my, nee man, kom ons bou vir jou 'n broodoond. En ons bou 'n broodoond daar by die kerk. So ons bak ons eie vars brood in die vuuroond. En ons doen dit elke dag, bak ons Mozambique en paubroodjies, en so gee ons 'n vol maaltyd vir iemand teen R30 met 'n koeldrank. En R20 sonder 'n koeldrank. En so voorsien ons kos aan mense. Maar ek sê toe vir Johan, man, ek het 'n behoefte aan 'n blokkie woonstelle. Net so daar op die perimeter van die kerk se perseel. Hy sê nee, hy gaan vir my iemand kry. En ek ontmoet hierdie ou en ons gesels so en ek sê vir man, ek net so blokkie woonstelle daar bou vir 'n paar studente. Hy gaan werk dit uit, hy kom terug toe en hy sê dit sal so 75 miljoen wees, ek sal dit vir jou betaal. Hy slaan so op die tafel, ek sal dit vir jou betaal. Dit klink soos Monopoly, né? En ek sê, okay, kom ons bespreek nou. En ons staan nou op 'n 8 verdieping blok woonstelle, sloop die kerk, bou 'n splinte nuwe kerk in die middel van die woonstelle. Dit kos nou 320 miljoen. En hy gaan dit nog steeds betaal. Kan jy sien, ons is, in Engels sê dit, we are clothed with the mind of Christ. As ek die gedagtes van Christus het, hoekom probeer ek in die wêreld inpas? Ek moet uit die wêreld uitdink. Nou kan ons 'n blok woonstelle hê en die kerk is reg in die middel en ek kan 300 studente bedien wat reg by my kerk slaap. Ek kan hulle holisties bedien. Dit wat ek nou al reeds doen, help met studiemetodes, help met emosionele issues, geestelik, fisies, al daai goeders wat ons doen. Nou kan ons dit doen met 300 studente wat reg rondom ons bly. En ons kry 'n inkomste. Vir die res van die kerk se lewe kry ons 10% profit. Vir die res van die kerk se lewe. En iets wat ek baie seker gemaak het, is dat ons run die show. So ons kry 2 personeellede wat vol salarisse het, net om die blok woonstelle te hardloop, en so aan. Die kerk neem die leiding. Dit is waarvoor Jesus daar is. Toe ek in Queenstown was, is ons so swaar gekry. Ek stap toe van besigheid na besigheid, verneder myself om geld te vra by mense. En ek stap so by die een besigheid in en ek sê vir die ou, kom maar baie mense by jou geld bedel. Hy sê ja. Baie kerke. Hy sê ja. Ek sê lyk dit goed? Hy sê nee. Ek sê dankie en ek loop uit. En ek gaan bid. En ek sê Here, hoe gaan ek hierdie ding doen? En die Here sê vir my, as mense jou uitnooi, dan sit jy wat bedel nie. En ek skryf briewe vir mense en mense sê vir my, ja, jy kan my kom sien. En die Here het ons geseën. Uit daai 20 mense het ons R200,000 een jaar ingekry. Uit daai 20 mense in die kerkie. En toe het ons 50% van daai R200,000, R107,000 het gegaan vir sending. Wat ons siele bereid het. In 1 week het ons 4,000 Bybels dwars deur Queenstown uitgedeel. Die Here lê in my hart, jy moet loop in die lokasie van deur tot deur. Nou onthou, ek is nog hier in die beginstadium van die wortels van apartheid en allerlei goeters, rasisme. En die Here sê, jy moet loop van deur tot deur. Ek sê, ja, right, ek, van deur tot deur, in 'n lokasie. Presies 'n jaar later het ek 4,000 Bybels uitgedeel van deur tot deur, in die lokasies. Ek het gepreek in elke skool in Queenstown. Afrikaans, Engels, Xhosa, oral, elke skool het ek gepreek. Ek het by elke staatsinstansie het ek gepreek. Ek doen presies dieselfde in Pretoria.
Presies dieselfde in Pretoria. Ek het nou eendag die burgemeester se diens gehou, toewydingsdiens, die Vryheidsfront se toewydingsdiens gehou. Die EFF kom na my toe vir gebed. Kan ek julle verras? Die EFF en AfriForum was in my kantoor om dieselfde tafel. Toe sê hulle albei vir mekaar, hey, maar ons soek dieselfde ding, ons kan niemand vertel nie. Toe exchange hulle telefoonnommers en hulle loop uit. Die Here het ons geroep. Politieke partye kan dit nie doen nie, die wêreld kan dit nie doen nie, maar ek en jy is in die bediening van rekonsiliasie. So vriende, ek wil julle uitdaag vanmôre. Daar in 2 Korintiërs 11 vers 3 en 4 sê hy, as jy 'n ander gees het, as jy 'n ander evangelie het, as jy 'n ander Jesus het, daar's baie Jesusse daar buite. Daar's baie geeste daar buite. Daar's baie evangelies daar buite. Maar daar's net een lewendige seun van God. Daar's nie 'n ander seun van God nie. Okay? En hy is die een wat jou geroep het. As jy 'n geredde kind van God is, wedergebore geesvervulde kind van God is, dit is Jesus wat jou gekies het. Okay? Is nie jy wat moeg was en toe besluit jy, okay Jesus, ek het nuwe energie nodig. Nee, hy het jou gekies, hy het jou geroep. En Efesiërs 4 vers 1 sê, omdat hy jou geroep het, wandel waardig volgens sy roeping. En dan gaan hy verder in Efesiërs 4 en sê, hy het sy gawes volgens sy genade vir jou gegee. En as hy sy gawes volgens sy genade gegee het, is dit om sy roeping te vervul. Is nie om jou ambisies te vervul nie, want jou ambisies gaan dood saam met jou in die graf. Maar God se visie gaan leef ewen nadat jy dood is. Jy sien? So in ander woorde, God het 'n roeping op jou lewe wat groter is as jou ambisies, groter is as jou drome. Maar hoekom doen jy dit nie? Want het ons nie die geloof om te glo dit kom van hom af nie. Of ek nou 'n 8 verdieping blok woonstelle bou of townhouses bou dwars deur Suid-Afrika, wat maak dit verskil? Dis niks, dis net Suid-Afrika. En my roeping is dat ons moet God se voetprint wees dwars deur Afrika. Nou kom die koning hin, as 'n student in my kerk van Swaziland. En ek sê vir my studente, maak nie saak hoe ver jy wegbly nie, ek sal jou kom huis besoek. Jy moet my net nooi. En Mfundo nooi my uit na sy huis toe. En ek gaan na sy huis toe. En ewe skielik is dit die unveiling of the new king. En hulle sê ons moet gaan na die unveiling van die king toe, ons is geroep. Hey, hier roep die queen my, ek moet kom bid vir haar. Nou gaan ek in die queen se huis en nou gaan bid ek vir die queen van Swaziland daar. Gaan bid vir haar. Hier bel hulle my verlede jaar Julie. Hulle sê vir my, hulle het vir my 10 hektaar grond uitgesny wat ek moet kry. Ek het 'n rivier. Hy loop, sy naam is Nanjini. Okay, sorry, het help ook nie om hy uit te vra nie. Maar dit beteken die rivier hou nooit op nie. Hierdie Here vir ons 'n rivier gegee. Nou het ons 10 hektaar grond. Nou bid ons nog, wat gaan ons doen met die grond in Swaziland? Maar nou kom 'n ou oom, ou Roy Perkins. Hy's 'n sendeling in Mosambiek. Hy kom na my toe. Hy het 'n lekker plot daar so op die strand in Inhasore, Mosambiek. Mooi strand. Ons het 'n eiland net so oorkant, ons kan net so swem. En hy sê vir my, hy is 74, hy kan nie meer die grond gebruik nie. Ek sê, nou gee dit vir my. Hy sê, okay, jy kan dit kry. Wat is fout? Die Bybel sê, as jy nie vra nie, kry jy nie. Beteken dit jy het geld nodig? Nee, die Here het die geld. Beteken dit jy het 'n plan nodig? Nee, die Here het die plan. Okay? Ek en jy moet net volg. En as jy gewillig om te leer terwyl hy jou grind. Hou op om die duiwel weg te jaag, dis die Here se skuld. Wie die duiwel gemaak? Die Here. Waar het sonde begin? In die hemel. Hallo. Okay. Miskien my weer uitnooi. Maar op die einde van die dag, die duiwel kan niks doen wat die Here hom nie toelaat om te doen. God is in absolute beheer. As daar nie 'n tsunami, as God nie in beheer was nie, en die duiwel in beheer was van tsunamies, dan het ons 'n tsunami elke dag gehad. Verstaan jy? God is in beheer, en die Here het 'n roeping op jou lewe. So asseblief my broer en suster, moenie nog 'n kerkdiens bywoon, en nog 'n week ingaan, sonder om die woord van die Here toe te pas nie.
Ons moet die woord van die Here toepas. Johannes 17 vers 5 sê dit. Julle moet dit self gaan lees. Johannes 17 vers 6 bid Jesus en hy sê dat ek wil die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Die Here was in God se teenwoordigheid voor die wêreld was. En daai almagtige God het jou geroep. So moenie die roeping van die Here ligtelik vat nie. Gister toe kry ek 3 OM studente wat nou die volgende 2 weke by my moet kom bly. Hulle gaan vanmiddag hierso wees vir die worship. En hulle kom hier na my toe. En die een meisie nou, hulle vra vir my, so what do we call you, pastor or Emmanuel? I said, pastor. It's not a title, it's a calling from God. Wow, jy moet mense sien. Ek is geroep van God. Ek is vandag julle pastoor. Dis hoekom ek agter die kansel staan. As ek hier wy, dan is pastoor Dani julle pastoor. As ek hier by pastoor Dani kom, dan submit ek, want hy is die pastoor. Okay? Want hy is die geroepene van die Here vir hier. Okay? En net so, orals waar ek gaan, is ek 'n predikant. Orals waar ek gaan het. Maar ek is nie 'n predikant in 'n gebou nie. My kerk is nie my kerk nie. My Hatfield is my kerk. Weet julle, ek behoort selfs aan die Lieke Forum van Hatfield. Al die pub-eienaars en ek sit op dieselfde raad. En al daai dronkies en druggies staan op en sê hulle vir my pastor. En daar's wat die Here vir ons sitplek gee, laat ons in die duisternis ingaan, laat ons lig kan wees vir die Here. Hou op bang wees en weghardloop. Want daar's 'n belofte in die Bybel, in Matteus 16:18. Hy sê, the gates of Hades shall not prevail against the church. Die hekke van die doderyk moet val, want dit is 'n belofte van God. Maar dis die probleem, wie val dit aan? Ons het vanmôre gebid vir kanker. Ons het die hekke van duisternis aangeval. Waar is daar moeilikheid in jou woonbuurt? Gaan val die hekke van duisternis aan. Op jou knieë, vas, bid. Ons loop uit die kerk uit en ons loop verby ongeredde mense en ons pla ons nie eers nie. Hoe kan dit so wees? Dit help nie om 'n evangelisasie 'n programmetjie te hê nie. Ons moet die evangelie elke dag deel. Dit is ons roeping. Ons het nie 'n keuse nie. Ons doen dit nie as ons lus voel nie, of die timing is verkeerd nie. Nee, dit in season and out of season. Dis altyd die regte tyd. Hy sê in vers 24 aan Matteus, in Johannes 17 sê hy, U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Alles is beplan voor die grondlegging van die wêreld. Luister hierso, 2 Timoteus 1 vers 9. Wat ons gered het en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens die werke nie, volgens sy eie voorneme. Sy voorneme, sy plan, nie my plan nie. So, ek like dit wanneer die studente na my toe kom, ek weet die Katolieke het my naam gesteel, hulle noem hulle vader, ek moes eintlik vader gewees het, maar nou kan ek nie sê vader, want die Katolieke, dan gaan julle sê ek is Katoliek, maar ek maak kinders groot, dis wat ek doen, ek is studente, my kerk is vol studente, so ek maak kinders groot, ek het die Laitie ook groot gemaak, so as hy in wangedra kom sê my, maar ek maak kinders groot, en omdat ek kinders groot raak, is ek betrokke in elke een se lewe. En weet julle wat, hoe moeilik het is vir daai kinders in my kerk om liefde te aanvaar. Hulle is nie gewoond dat iemand vir hulle liefde gee nie. Nou ek en jy is die kerk. Kom ek en jy gaan doen dit daar buite. Kom ons gaan wys wie Jesus is, want jy is die marketing tool van Jesus Christus. In Titus 1 vers 2 sê hy, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, hy kan nie lieg nie, van ewigheid beloof het. Hy het dit alles beplan vir jou en my, van voor die grondlegging van die aarde. God het alles vooruit beplan. My broers en susters, hy sê, julle moes al leraars gewees het. Ek gaan nou eindig, ek sien julle is al klaar moeg, julle asem is laag. Hy sê in Hebreërs 5 vers 12, hy sê, julle moes al leraars gewees het.
So in ander woorde, daar's 'n tyd. Sien julle dit? Jy moes al leraars gewees het. Daar's 'n tyd. Genade het 'n tyd. Genade is nie net free for all nie, daar's 'n tyd. Want God het 'n roeping op jou lewe, jy het 'n plan, jy's 'n puzzelstuk wat in sy plan val, en as daai puzzelstuk ongehoorsaam is, upset jy die hele system. Okay? As 'n kind stout is hy nie net stout vir homself nie, maar hy gooi die hele familie se naam weg. Kry jy wat ek sê? Okay? So jy moes leraars behoort te wees. En dan sê hy, okay, laat ek dit eerder van die Bybel aflees. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, so in ander woorde, hulle is nie leraars nie. En wat gebeur as jy nie 'n leraar is nie? Het julle weer nodig dat 'n mens vir julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. So in ander woorde, as jy nie vooruit gaan nie, gaan jy agteruit. So in ander woorde, jy luister na preke vir 20 jaar, so jy hou aan met melk drink vir 20 jaar. Jy moes al 'n kerk begin het jouself. Verstaan jy? Die Here se roeping is op jou lewe. Hoe kan ek 'n kerk begin? Ek is nie 'n predikant nie. Nee, jy kan die hele setup organise sodat 'n predikant geroep kan word. Jy kan die mense in jou woonbuurt bymekaar trek en so kan ons die woord van God versprei. Maar weet jy wat gebeur vandag, nee? Daar kom ouens wat nie die roeping van die Here op hulle lewe het nie. En hulle is unemployed en hulle kan nie werk kry nie. Dan kry hulle 'n groep mense bymekaar en maak hulle self predikante en spuit hulle doem en gooi petrol en al daai goeders. So wie se skuld is dit? Dit is ons skuld. Want ons moes al leraars gewees het. Okay? Jy moes al die woord van God versprei het. Okay? Hoe kan een ou passionate wees oor Afrika? Die Here het baie mense geroep om passionate te wees oor Afrika, om die evangelie te verkondig. Die hele Afrika bly seker hier in Kreersdorp, ek is seker daarvan. Nee? En as jy net hierso, die hele Afrika bereik, hulle van die evangelie huis toe, is nie jou verantwoordelikheid nie. So, dis die een ding, jy moes al 'n leraar gewees het. Maar omdat jy nie vooruit beweeg nie, nou sê hy, en julle het weer behoefte aan melk. Hoe lank moet ons daai nuwe bekeerlingskursus doen? Hoe lank moet ons die 5 groeimiddels van God oor en oor doen? Hoeveel keer moet ons dieselfde Bybelversies oor en oor doen? Come on! Ons moet nou al groei, ons moet die woord van God ken. Ons moet nou al teologiese studente wees. Nie omdat jy 'n predikant wil word nie, maar omdat jy die woord van God dieper wil ken. Ons moet great wees met alles wat ons doen. Ons moet excellent wees. En so my broer en susters, as ons nie vooruit gaan nie, gaan ons dood. En dan sit jy kerkbanke vol dooie mense. Kan jy dit glo? Dooie mense. Daar's nie iets tussenin nie. Daar's vooruit en agteruit. Daar's vleis of melk. Daar was niks vegetables in between nie. So vegetarians, ek is jammer vir julle. Daar's vleis of melk. Die kerk het sy oog van die Heilige Gees en die Heilige Almagtige God en die Seun van God afverloor. En ek wil jou uitdaag vanmôre. Kom terug Jesus toe. Hoekom het jy nie hierdie week jou Bybel gelees nie? Kom aan, wees eerlik. Jy lees jou Bybel wanneer dit jou pas. Het moet nie so wees nie. Kind van God, jy moet Ian Bounds gaan lees sy boeke oor gebed. Hy sê, some people pray a little bit in the morning and a little bit in the evening. Hell are full of those. Ek daag jou uit, begin 'n vas. Maar ek like kos, dan gaan vas jy in 'n grot. Jy gaan vas. Jy gaan soek die Here se aangesig. Ek het dit gedoen, ek like 'n yskas. En ek kan nie verby die yskas loop sonder om hom oop te maak nie. En ek sê, Here, ek moet vas voor ek by Queen's College gaan werk, want ek weet, ek het u leiding nodig. En ek bel toe 'n boer, ou Daan Groblaar. Ek sê, hey, jy het my al vertel van hy grot op jou plaas. En toe gaan bly ek in die grot alleen vir 'n week. In die Bobbejaan se grot, en die Bobbejaan is kwaad omdat ek in sy grot slaap. Maar ek bly toe in daai grot vir 'n week en ek soek die Here se aangesig. En die Here breek my van binne. Laat ek huil vir mense wat ek nog eers ontmoet het nie. Kom aan. Die Here gaan nie jou werksplek verander as jy nie bereid is om te vas vir hulle nie. Ek wil jou net nog iets sê. Het jy geweet as jy bitter is vir mense, bid jy nie vir hulle nie? Het jy dit?
As jy bitter is vir mense, dan bid jy nie vir hulle nie. As jy bitter is oor die korrupsie, dan gaan jy nooit vir hulle bid nie. Hoekom vas en bid jy nie vir die korrupsie nie? Hoekom vas en bid jy nie vir jou buurman nie? Okay? Jy hoor mos hoe skree hulle en skel hulle. So bid vir hulle en vas. Kom ons begin by die Here se troon. Kom ons kom terug na die middel toe, na die Here Jesus Christus toe. Amen. Die tyd vir speletjies is nou verby. Die tyd hardloop uit. Die Here het vir ons die Bybel kom openbaar gedurende COVID. So kom ons pas dit nou toe. Amen. Kom ek bid vir julle. My heilige almagtige God, wie is ons om vanmôre oor U te praat? Wie is ons om daai heilige naam te noem, Jesus Christus? In wie daar geen ander naamsaligheid is behalwe die naam van Jesus. Here, kom vanmôre, raak ons aan deur U Heilige Gees. Gee ons nuwe sintuie vir U. Here, gee vir ons 'n nuwe lus vir U roeping wat U op elkeen van ons lewens geplaas het. Gee vir ons 'n nuwe honger na U, Here. Laat ons na U toe sal hardloop. Laat ons nie gedistrek sal word deur die wêreld, die vlees en die duiwel nie. Here, laat ons nie godsdienstig sal wees nie. Maar laat ons U diep sal soek en loop in 'n diepe verhouding met U. Here, laat ons nie meer ligtelik sal wandel en net ons voetjies nat maak nie. Maar Here, laat ons sal swem in die Heilige Gees krag. Laat ons gemeenskappe sal omkeer. Laat ons lewens sal verander. En Here, laat ons U naam sal verheerlik. Here, help ons. Red elke persoon in hierdie kerk vanmôre se familie. Bring elke familielid na U toe. Laat daar nie meer 'n lus sal wees vir die goed van die wêreld nie. Laat daar nie meer 'n honger sal wees vir tydmors op social media nie. Here, kom met die krag van die Heilige Gees. En keer hierdie woonbuurt om, keer hierdie Kreersdorp om, Here. Laat mense sal sien wie is die ware Jesus Christus. Laat hierdie gemeente 'n plek van lig sal wees. Here, ek vra, laat U vir my broer hier vanmôre nuwe visie sal gee. Visie wat hom sal bang maak, Here. Visie wat hom sal vul met die vrees van God. En laat U hierdie kerk sal vul met manne en vroue en kinders wat God sal vrees en nie hulle eie wil of ambisie soek nie. Kom Here, ons vra dat U voorsien vir hierdie pastoorspaar. Laat U voorsien vir hierdie gemeente. Laat daar niemand unemployed sal wees nie. Laat daar niemand hopeloos sal wees nie. Here, laat daar niemand hierso sal wees wat U nie loof en prys en juig nie, maar dat elkeen U sal ken. Want U sê, dit is die ewige lewe, om U te ken. En ek vra dat elkeen in hierdie plek U sal ken, Here. Kom, Here, vergroot elkeen se visie. Ons vra dit in Jesus naam. En Satan, jy wat gesteel het vir soveel jare, in die naam van Jesus beveel ek jou uit elkeen se teenwoordigheid het in Jesus naam. En ek vra, Here, vul elke huishouding met die teenwoordigheid. Vul elke werksplek met die teenwoordigheid. Vul elke gedagte met nuwe kreatiwiteit. En laat U naam verheerlik word. In Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here.